Môre, dis Maandag die 27ste April en ek hoop dat jy God se genade vandag al raak gesien het. Ons is vandag nog steeds in Genesis 30 en die titel vir ons dagstukkie is Wat God sien is groter as wat jy sien. Ek wil jou vandag vertel van 'n man wat voor 'n probleem gestaan het, wat geen uitweg gehad het nie. Jakob het vir Laban gewerk, lank en hard. En elke keer as sy loon bespreek word, verander Laban die reëls. Hierdie keer doen Jakob 'n baie slim voorstel. Hy sê vir Laban: "Gee my al die gestippelde en bont vee, al die skaaplammers wat swart koppe het, die bontes en gestippeldes onder al jou bokke. Dit sal my loon wees." Dit klink dalk baie eerlik. Jakob vra vir die minderheid. Die meeste vee was eenkleurig en Laban stem in. Tog dink Laban hy is slimmer. Nog voor die dag verby is, het hy al sy skape en bokke uitgesorteer. Al die gestreepte en bont bokke, al die gestippelde bokoeie, al die swart skaaplammers weggeneem, 3 dagreise ver en aan sy seuns gegee. Al wat vir Jakob oorgebly het om mee te werk, was wit bokke en wit skape. En ons almal weet tog, wit bokke en wit skape gaan wit lammers gee. Laban het nie net die reëls verander nie, hy het die wêreld se biologie teen Jakob gebruik. Die spel was verby vir Jakob, nog voor dit begin het. Dalk ken jy daardie gevoel, jy kyk na jou eie situasie, en al wat jy sien is wit bokke. Die reëls word teen jou verander, die omstandighede werk teen jou, en hoe harder jy self probeer, hoe meer lyk dit asof dit nie werk nie. Jakob het ook probeer. Hy het latte gesny van populier en amandelbome. Hy het dit voor die drinkbakke neergesit. Hy het gedink, dit sal help. Maar dit het nie gehelp nie. Die latte het niks gedoen nie. Dit was 'n bygelowige idee, wat geen wetenskaplike grond gehad het nie. En hier is die diepste waarheid van hierdie hoofstuk. God het nie gewerk deur die latte nie. Hy het gewerk ten spyte van die latte, want God het vir Jakob 'n droom gegee, en die droom verskyn die engel van God, en hy sê, Jakob, en Jakob antwoord, hier is ek. En die engel sê 2 keer vir hom, slaan tog jou oë op en kyk. Kyk, al die bokramme wat die kleinvee dek, is gestreep, gestippeld en bont. Nie in die fisiese wêreld nie, in die geestelike wêreld, wat God beheer. En dan sê God iets wat my elke keer stil maak. Hy sê, ek het alles gesien wat Laban jou aandoen. God het gesien elke reëlverandering, elke bedrog, elke wit bok, elke dag dat die wiskunde teen Jakob gewerk het. God het dit alles gesien. En Jakob het self later bely, julle vader het my bedrieg, hy het my loon 10 maal verander, maar God het hom nie toegelaat nie, om my skade aan te doen nie. 10 keer. 10 keer het Laban die reëls verander, en 10 keer het God die uitkoms verander. Nie deur Jakob se wêreldse latte nie, deur sy direkte ingryping, in die werklikheid wat Laban nie kon beheer nie. Dit is hoe God werk. Nie altyd deur ons menswees nie, dikwels ten spyte van ons menswees. Hy beheer die geestelike werklikheid wat die fisiese werklikheid bepaal. In die woord in Hebreëus is raha, om te sien. Nie net met die oë nie, maar met insig, met begrip, om te sien wat God sien. En God sê dit 2 keer vir Jakob, raha, kyk, nie na die wit bokke nie, na wat ek jou wys. En raha gaan 2 kante toe. God sien jou situasie en hy wys jou wat hy sien. Die probleem is nie dat God nie sien nie. Die probleem is dat ons nie kyk waar hy vir ons wys nie. En dit is presies hoe die kruis ook lyk in die fisiese wêreld. Lyk dit soos 'n normale man wat sterf. Dit lyk soos die einde. Dit lyk soos God se plan wat misluk het. Maar in die geestelike werklikheid wat God beheer, is dit die grootste oorwinning wat nog ooit behaal is. Die wit bokke van Golgotha
het uitgeloop op die opstanding. En die engel van God wat vir Jakob gesê het, kyk, is dieselfde Jesus Christus wat vir ons sê, kyk na my, ek is die opstanding en die lewe. Jou witbokke is nie die volle prentjie nie. Die uitkoms is nie in Laban se hande nie. Dit is in God se hande. En God het alles gesien wat Laban jou aandoen. Kom laat ons saam bid. Here onse God, U is die God wat sien. Toe Laban alles teen Jakob gebruik het, het U gesê, ek het alles gesien wat Laban jou aandoen. U sien ons ook vandag in ons eie witbok situasies, in die omstandighede wat teen ons stel, in die wêreldse reëls wat verander word. Here, ons bely dat ons soms meer vertrou op ons eie menswees as op U teenwoordigheid. Ons sit latte voor drinkbakke en dink dit is ons pogings wat die uitkoms bepaal. Here, dankie dat U by Jakob was toe alles teen hom getel het. En dankie dat U ook by ons is vandag. Nie net as dinge goed gaan nie, maar juis as dit nie goed gaan nie. Open ons oë om raad te doen, om te sien wat U sien, om te kyk waar U vir ons wys. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. En onthou vandag, jy is dalk die Bybel wat iemand vandag moet ontmoet. Watter witbokke sien jy vandag? En is jy bereid om te kyk na wat God jou wys, in plaas daarvan om vas te hou aan jou eie menswees en gedagtes? Onthou, God sien jou situasie. Hy is nie ver nie. En Jesus het werklik opgestaan. Ek hoop jy het 'n geseënde Maandag.